Goeiedag, baie welkom by ons nuwe reeks wat ons gaan volg. En hierdie nuwe reeks het te maak met om gevorm te word deur die Heilige Gees. En die beeld is die van 'n pottebakker wat die klei vorm. En so is daar verskeie temas wat hierdie keer aan die beurt gaan kom. Gevorm deur die Gees, gevorm vir verhoudings, gevorm deur versoekings, gevorm tot nuwe harte, gevorm deur ontwrigting en vanmôre gevorm deur die Heilige Gees om 'n nuwe mens te wees. 'n Nuwe karakter, nuwe jy, nuwe persoon. Die Heilige Gees vorm ons en maak van ons nuwe mense. Nou, ons kan reëls maak en instel waarby mense moet hou. Om nie korrup te wees nie, om nie omkoopbaar te wees nie, om wanbestuur te voorkom en noem maar op. Maar dit werk nie. In ons eie land het ons gesien, ons maak hoeveel reëls en hoeveel goed, maar dit werk nie. Mense vind loopholes daarin, mense ignoreer die reëls, mense werk rondom die reëls. Ons sien dit so duidelik. Maar dan sal jy vir my vra, maar wat gaan dan werk? Wat is die oplossing? Iemand het geskryf, die oplossing lê in karakter en in integriteit. 'n Stelsel kan net werk wanneer die mense wat deel daarvan is, vertrou kan word, met integriteit kan werk, en jy hulle kan vertrou om die regte ding te kan doen. Nie omdat daar reëls is nie, maar omdat dit die soort mense is wat hulle is, met karakter en integriteit. Nou wat nodig is die vorming van 'n Christelike karakter. En dit beteken, die self moet verander. Dit gaan nie oor die verbetering van die self nie. Dit gaan nie daaroor dat ek moet oplet, wat kan ek beter doen, wat kan ek nie beter doen nie, of watter plusse in my lewe moet ek nog bykry. Jy weet, jy moet daarom 'n bietjie vriendeliker wees. Jy moet daarom 'n bietjie hulpvaardig wees. Jy moet daarom hier aan 'n ding aandag gee en daar aandag gaan gee, dat die mense daarom tuis voel en welkom voel. Dit gaan nie oor 'n box-checking mentaliteit nie. Merk af hier wat reg is. Kyk daar waar jy kan verbeter. Wat kort nog nie. En as ek nou continuum lyn het van 1 tot 10, 10 swak, 1 baie goed. Waar lê jy op hierdie continuum lyn? Ag, ek is hier by 5, ek's daarom alright, ek's nie so bad nie. En die ander probleem wat ons het, is dat die tipe godsdienstbeoefening wat oor die jare heen nou gekom het, help ons ook nie veel nie. Hierdie romantiese beweging wat 'n romantiese tipe Christen wees skep, Christelike karakter skep, dit help ons nie veel nie. Jy weet, dit gaan ons daarom die belangrikheid hoe jy innerlik voel. Weet, ek voel nie vandag om dit te doen nie. Ek voel nie so nie. Ek voel dit werk nie vir my nie. Dit skep nie 'n Christelike karakter nie. 'n Beeld wat ons help om die vorming van 'n Christelike karakter beter te verstaan, is daardie Engelse lekker. Hulle noem dit die Brighton Rock.
Nou as jy op Google gaan kyk, sal jy sien dit so lang lekker en bo-op staan daar Brighton Rock. En nou kan jy hierdie lekker vat, jy kan hom op enige punt breek, in die middel breek, dan sal daar staan Brighton Rock. Jy kan hom aan die einde breek, dan staan daar Brighton Rock. En jy kan hom van bo tot onder aflek. Jy gaan nooit daai woorde weglek nie. Tot op die laaste einde gaan jy sien Brighton Rock. Dis wat karakter is. Jou patroon van handel, van optrede, van wil, van denke, wat reg deur jou lewe voorkom. Dit maak nie op saak op watter punt jy dit oopmaak, of jou lewe oopbreek nie. Daarop staan geskrywe Christus. 'n Christelike lewe. Daar staan, hy is dieselfde persoon, van begin tot einde. Nou Paulus praat van die nuwe mens, wat na die beeld van God geskep is. Daar in Efesiërs 4 vers 24 sê hy, hierdie nuwe lewenstyl moet julle deel van julle lewe maak, soos 'n nuwe mens, soos 'n mens nuwe klere aantrek. Ons nuwe lewe moet ons al meer soos God laat lyk. Ons moet reg lewe soos God dit wil hê en ons heeltemal aan hom toewy. Kolossense 3:10, hoe beter julle hom leer ken, hoe meer word julle soos hy. So kom julle al hoe nader aan die doel waarvoor God julle gemaak het. God het ons gemaak om almal soos Christus te wees. In Romeine 8:29, nou kan julle die beeld van sy seun weerkaats. Paulus sê, hierdie hele mens is beeld van God. My wil, my denke, my optrede, is die van 'n nuwe mens, gemaak na die beeld van God. Ons het 'n ander karakter, 'n ander manier van leef, 'n ander jy. En die oproep is om te leef wat ons is, die nuwe mens, wie God ons gemaak het om te wees. Nou, by Paulus is daar 3 karaktertrekke wat voorkom in die vorming van hierdie nuwe karakter, hierdie nuwe mens, hierdie nuwe jy, hierdie Christelike jy. En Paulus kry hierdie denke by 'n man baie vroeër jare, eeue terug, Aristoteles, die Griek. Nou Aristoteles het gesê, as jy 'n einddoel het, 'n eindproduk, 'n eindmens, die mens wat jy eintlik moet wees, en hy noem dit die floreerende mens. Hoe kom jy by so 'n mens uit? Hy sê, hy moet die volgende sterk karaktereienskappe hê. Dapperheid, versigtigheid, geregtigheid en selfbeheer. En hierdie eienskappe werk soos 'n skanier aan 'n deur. Dit stoot die deur oop na die mens wie jy moet wees. En nou is dit interessant, die Rooms-Katolieke het hierdie selfde gebruik geneem van Aristoteles, hierdie skaniere, wat in Latyn bekend staan as kardinale. So, die kardinale is daar die persone wat vir jou die deur moet oopmaak na die werklike mens wie jy moet wees. Paulus gebruik hierdie 3 begrippe. Nou sal julle vir my vra, nou goed, Aristoteles het daardie genoem, daardie 4 goed, né? Dapperheid, versigtigheid, geregtigheid
en selfbeheer. Wat is die 3 sleutelbegrippe wat Paulus gebruik om hierdie nuwe mens te ontsluit, oop te stoot? Jy gaan nie op jou rug val as jy dit hoor. En dis net hy wat dit gebruik. Geen van die ander apostels nie, geen van die ander skrywers nie, net hy. Maar Paulus kan dit, want hy het in Tarsus groot geword, en hy het met die Griekse filosofie groot geword. Hy het dit geken. En hy sê hierdie 3 kardinale begrippe: geloof, hoop en liefde. 1 Korintiërs 13. En dan sal hy dit op verskeie plekke ook weer herhaal. En hy sê veral die liefde is die belangrikste, maar wanneer hy praat van hierdie geloof, hoop en liefde, dan sê hy dis permanent. In die hiernamaals gaan geloof, hoop en liefde altyd daar wees. Dit is die 3 kardinale begrippe vir God se toekomstige wêreld, en wanneer ons eendag by God gaan wees, is geloof, hoop en liefde. En as liefde die belangrikste is, weet julle, toe ek dit lees, toe sê ek vir myself, toe kom daai lied by my op. Kom. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen. Weerkaats my karakter iets van hierdie permanente liefde van God in my lewe. Nou as Paulus dit hier in 1 Korintiërs 13 gebruik, en hy sê hier is die permanente karaktertrekke, geloof, hoop en liefde, dan onderskei hy dit van al die ander. Hy sê al die ander goed is tydelik, want tans is hierdie gemeente in Korinthe mos in 'n moeilike fase, in 'n bekleierige fase, 'n opstandige fase. Hulle kom nie met mekaar oor die weg nie. Hulle beskou sekere goed as verskriklik belangrik, byvoorbeeld die geestesgawes. Maar hy sê hierdie goed is tydelik. Dis van verbygaande aard. Hierdie spreuke in tale, hierdie profeseë, hierdie geheimnisse, hierdie kennis, hierdie sterk geloof wat wonders verrig, en selfs die opofferende liefde, opofferende lewe. Hy sê hierdie goed is tydelik. Godsdienstigheid, kerklikheid, menslike vroomheid is tydelik. Dit gaan verby. En nou is Paulus, ag weet julle, hy het al 'n bietjie ouer geword toe hy hierdie goed geskryf het. So 'n bietjie wyser geword. En nou wil hy nie hierdie verhouding met hulle slegter maak nie, want hy het nie 'n goeie verhouding met die Korintiërs nie. En nou sê hy, kom ek wil 'n paar goedjies vir my eie lewe van toepassing maak, en dan lees julle daarin ook van julle self. Weet jy, vroeër jare sê hy, was my visie, toe ek daar tot bekering kom het daar by Patmos en daai plekke, was ook maar beperkingskadig. Hy vergelyk dit met 'n dowwe beeld van 'n plaat, 'n braasplaat, wat jy so op politoer, sodat daar dit so as 'n soort van spieël kan dien. Maar weet jy, daai opgepolisheid gaan ons verby. En wat sien jy dan? 'n raaiselagtige beeld. Is dit werklik ek wat nou vir myself kyk? En hy sê, as dit sy glans verloor, jy kyk daar, en dit is so karig, dan is baie keer nie die mooiste beeldweerkaatsing van jouself. Is jy nie ook baie keer teleurgesteld in jouself? Jy nie al vir jouself gesê, maar ek wil nie so wees nie. Ek was nou onnodig skerp. Ek het nou onnodig
iemand seer gemaak en ek spyt daaroor. Jesus sou nooit dit gedoen het wat ek nou doen. Hy sê, weet jy, as jy besef, hierdie goed is tydelik en hierdie goed gaan verby en dis onnodig. Wanneer jy hierdie tydelikheid gaan vergelyk met die permanente wees by God. Want hy sê daar, geloof, hoop en liefde is permanent. En dan sê hy daar, en God gaan my ken, hy ken my ten volle. Wie ek is, wat ek doen. Maar ek gaan God ook ken. En as ek voor God gaan staan en hy ken my deur en ek ken God, dan moet ek ons nou iets in my lewe doen. Dit moet ons 'n impak op my lewe hê. Dit moet ons my karakter bepaal. Hy gebruik 'n tweede beeld van kinderlike en volwassenheid. Met verwysing na homself weer. Hy sê, toe ek 'n kind was my spraak die van 'n kind. Ek het gedink soos 'n kind. My breinaktiwiteit was die van 'n kind en daarom het ek geredeneer soos 'n kind. Toe ek 'n jong gelowige was, het ek ook foute gemaak, soos baie van wat julle nou in Korinthe maak. Ek was 'n hardkoppige mens. Maar nou dat ek 'n volwasse Christen is, besef ek wat werklik saak maak. Geloof, hoop en liefde, hierdie permanente goed. Hy sê dit hou nooit op nie. Dit gaan ewig by God bly. Wanneer ek daar is, gaan die liefde vir ewig duur. En geloof, vroeër in Romeine het hy geloof ook vergelyk met gehoorsaamheid. Ek gaan aan God gehoorsaam wees, soos nog nooit van tevore nie. Volmaak gehoorsaam wees aan God. Maar hierdie goed, as ek vir julle sê, ons moet hierdie Christelike karakter hê, ons moet die karakter van Christus hê. Al hoe meer in ons lewe vertoon, is harde werk. Dit kom nie van self. En dan vat hy ons na Galasiërs toe. Dan sê hy, weet julle, ons het hierdie geweldige verantwoordelikheid om te kies. En 3 maal sê hy, ons moet kies. Hy sê, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, né? En dan sal julle nooit soeg voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Kies die Gees in jou lewe. En dan sal julle nie hierdie sondige natuur navolg nie. In 5 vers 18, maar as julle deur die Gees van God gelei word. En in vers 25, die Gees moet ons gedrag bepaal. Ons lewe deur die Gees, daarom moet die Gees ook ons lewenstyl bepaal. Hy gebruik 'n woordjie wat eintlik sê, ek moet in gelid met die Heilige Gees kom. Daarteenoor is my ou leefwyse van lewe en doen. Hy sê, weet jy, daardie ou wyse van jou van lewe en doen, my ou mens wees, is saam met Christus gekruisig. Hy sê dit hierso. Hy sê,
Die wat aan Christus Jesus behoort in vers 24, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Daar is 'n stryd. Die ou manier van lewe, wat nou en dan nog sy kop uitsteek, en die nuwe mens wat ons moet wees, wat ons in Christus lewe, die nuwe karakter, nuwe jy, die nuwe ek. En daarvoor moet ek aanhoudend die Gees kies in my lewe. En wanneer daar tye kom, wanneer die ou ek sy kop wil uitsteek en die ou sondige natuur, dan moet jy kruis toe stap en sê, maar jy is aan die kruis vasgespijker, jy saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. Dit is 'n keuse tussen wie ek is en wie ek nie is nie. Dit is hierdie keuse tussen wie ek is en wie ek nie is nie, wat ek aanhoudend moet maak. So konstant ja vir die Heilige Gees, wat my as 'n nuwe mens vorm. En nee vir die ou mens, wat gekruisig is. En dan gebeur iets. Wanneer 'n mens hierdie pad loop, dan word jy al meer en meer volwasse in jou geloof. Kom jy al meer en meer op 'n punt waar jy outomaties die regte doen en die verkeerde nalaat. Waar jy outomaties weet, maar dis wat die Gees wil hê. Want deur die Gees leef ek en is ek geoefen om te doen wat die Gees sê. En het my karakter so gevorm, dat as jy daardie Brighton Rock lekker neem, en jy dit op enige punt oopbreek, oor my lewe sal staan die nuwe jy in Christus Jesus. En dit is wie jy is. Amen. Kom ons bid saam. Here, hier is ek. U het my nuut gemaak. Johannes sê, u het my van bo af nuut gemaak. En help my nou om as hierdie nuwe mens te leef. Al hoe meer, al hoe langer, soos Christus te lyk. En te weet dat die ou mens is dood. En vir wie ek nou leef, is vir Jesus Christus. Dankie dat u my 'n nuwe mens gemaak het. 'n nuwe ek, wat vir God wil leef. Amen. En die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, die bystand en die troos van sy Gees, gaan saam met jou.